sal wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. My kind, onthou, ek is altyd daar.
I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance, said he. I dance on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me up high. They left me there on a cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance, said he. They cut me down and I leapt up high. I am the life that will never, never die. I live in you and you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance, said he.
Goeiemôre en baie welkom. Is lekker om so 'n klompie mense te sien, veral in die vakansietye. Want is koud en die petrol is duur en julle is hier, so wonderlik. Wie kuier almal hier? Walliese mense kuier almal hier, so baie. Jy moet dit sommer saamvat. Wally is 85, kom ons sing vir hom. Steek dit vir hom aan. Marianne, jy vir my die dingetjie gegee? Ja, hier is sy. Goed, ons dink aan Tannie Sofia van Heerden, Benny kyk na haar, sy is maar baie siek en sy word tuis versorg. En dan die belangrikste, die heel belangrikste, sit hom gou vir my aan, kom ons kyk, is ons maandprogram, en hierna hierdie diens. As ek verdwyn, dan gaan ons Kroonster toe, en dan het ons Pinkster elke aand om 6:00. Het ons die program daar, dit is nou 'n bietjie terug, ek het vir julle gewys, wat is die temas, wat ons elke aand gaan hanteer, van maandag aand af 6:00 regdeur tot Vrydag, en dan daai ene wys Saterdag nog by my, is eintlik net tot Vrydag, en dan Sondag, eindig ons met ons Pinkster nagmaal. En dan wil ons maar net weer na die weekprogram kyk. Ons het geen kategese of belydennisklas tydens hierdie week nie, want ons het Pinkster en ons het vakansie, maar ons Bybelstudie by Huisdion Lou en Elim gaan aan, en die manne bid nog altyd 6:15 Vrydag. Dit is dan wat die afkondiginge aanbetref, en dan is julle genooi vir tee. Daar's nie koekie, dis in die was, maar die res is daar. So, en weer eens baie welkom. Ons tema vir oggend is Pinksterfees. So ons gaan met heeltemal anders doen, of heeltemal bietjie anders doen. Ons gaan begin met ons gewone liturgie, en dan so 'n bietjie van 'n inleiding doen, en dan gaan ons 'n Pinksterfees hê, en dit is die gebed in my hart, dat dit regtig vir jou iets sal beteken, 'n geestelike betekenis sal hê. Gewoonlik vra ek vir Serena, om te sê wat sing ons, sy gaan vir ons net 'n bietjie vertel oor ons aanvangslied. Goeiemôre julle. Ek gaan net sommer sê, waarmee gaan ons begin? Uiteraard 'n lied oor die Heilige Gees, lied 442, Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Ons gaan al 2 verse sing van hierdie lied. Sal ons opstaan? Dominee Dirk? Ja. Ons sal opstaan, goed, en dan kan julle weer gaan sit. Die ander liedere gaan so tussenin volg, so ons gaan so lees, praat, sing, so tussenin, so ek gaan nie nou enigiets daaroor sê nie. Baie dankie. Kom ons begin met ons fotum, en ons fotum kom uit Levitikus. Ons gaan weer daarna kyk in die woordverkondiging. Levitikus hoofstuk 23 vers 1. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Baie interessant dat die Here hier praat van dat 'n kerk, die gelowiges, sy mense moet feeste hou, en dit moet 'n toewyding aan hom wees.
En dan gee hy vir ons die feeste. Wat is die feeste? Die Sabbatsfees wat ons vandag het, op 'n Sondag as ons kerk hou, daai tyd was dit Saterdag. Dan die Pessach is die Paasfees, wat 'n groot fees is vir die kerk, waar ons die kruisiging en die afsterwe van Jesus vier, as ook sy opstanding. Dan die Shavuot, wat ons vandag gaan vier, dit is dan die Pinksterfees, en die Shakkot, wat weer die Loofhuttefees is. Daaroor sal ons op 'n volgende geleentheid meer met mekaar praat. Ek weet nie of julle dit al beleef nie, ons was op 'n stadium in Israel, waar die Loofhuttefees was, dan bly almal buitekant, hulle maak vir hulle tente van palmtakke, en dit is 'n redelike, 'n vrolike fees, waarin hulle die Here loof en prys. Op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot U eer. Baie dankie, ons kan weer ons plekke inneem. Dis nou die geleentheid waarop ons bid, dat ons nie net oor die Here praat nie, maar met hom. Ons gaan twee gebede hê, God se Gees in my gees. Nou dis soos asemhaal. Om ordentlik asem te haal, moet jy eers die ou asem uitblaas. Moet jy jouself leegmaak. Jy moet jou longe leegmaak, sodat daar nuwe lewe kan inkom, nuwe asem. En dit is wat ons nou gaan bid, dat om te vra dat God se Gees in my gees inkom, word leeg van jouself. Kom ons word stil in stil gebed. En vergeet net die dinge wat die naweek aangegaan het, die rondhardlopery, die woeligheid, die gejaag om betyds hier te wees, en word net stil voor die Here, en maak al daardie ou goed, laat dit uitasem, en vra dat God nou jou sal vul met sy Gees. Ons volgende gebed wat daarmee saamgaan, is kom ons bid nou vir hierdie Pinksterfees.
bid met afwagting, bid dat die Here werklik in hierdie tyd van Pinkster herlewing sal bring in Gobabis. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons ook in die suide van Afrika, hier op Gobabis, kan Pinkster vier, soos wat dit gedoen is in Israel, in die Ou Testament en selfs ook in vandag se lewe. Ons kom bid dat u pad met ons sal loop en dat u self ons sal vul. Amen. Waar is die kinders? Al my kinders, hier is 'n klomp kinders. Ons het gewoonlik daar gekom, ons het nou vir julle plek gemaak hier. So, kom, daar is hy, waar is hulle? So, hallo oom, daar is hy. Gaan dit goed met jou? Julle is 'n bietjie baie, maar ons sal maar kyk, julle moet maar deel. Right ou, goed. Kom ons kyk gou, ek gaan nou hier staan. Dis baie interessant dat die Here God het vir Abraham beloof, julle moet hier staan, want hulle wil daar kyk. Kom staan vir my hier. En hierdie kom staan gou hier. Dis baie interessant dat in die Ou Testament, toe God Israel uit slawerny het gelei het hy vir hulle gesê, ek vat julle na die land van melk en honing. Nou wat gebeur, wat is melk en wat is honing? En ek het lank daaroor nagedink en toe het ek gedink, kom ons maak so, ons vat room en dan kom ons gooi hom so hier in. Daar is hy. Baie snaaks, né? Yes, I poured milk and then honey. Yes. Yes. En dan as jy hom meng, wat kry jy? You're making ice cream. Baie slim, dan maak hy yskriem. En dis waaroor Pinksterfees gaan. Wat het roomys en die Heilige Gees in spreek en tale met mekaar te doen. Okay, look how nice is this. And now you will have some ice cream. As jy ten minste met julle maar omruil, hoor, gaan jy vir my kom help. Ek het net iets vergeet. What's this? Waar's RG? Hierso. Jou wurm is vol en Adrian, hier is jy. Daar's jou wurm is vol. Sal jy Philip, hè? Ekskuus. O, julle moet julle medaljes om die nek hang, sê hulle. Kom ons maak so. Sy. O, God, daar sy. Kom ons sit so. En jy met jou nou omhang. Daar sy, kom ons stap aan. Ek moet snel. Okay. Miskien moet julle dit saamvat, want dit gaan nou 'n storie wees om vir hulle roomys te skep. Julle het my verras met julle baie mense, maar kom ons kyk. Kom ons maak ons Bybels oop by Levitikus hoofstuk 23. Ons gaan gou 'n kort inleiding hê om te verduidelik waaroor Pinksterfees gaan en dan gaan ons die Pinksterfees vier. Levitikus hoofstuk 23. Ons begin met verse 1 tot 2, terwille van die tyd gaan ons 'n kort gedeelte lees en dan weer van 15 tot 22. Daar is hy.
Goed. Intuition. Dis deel van die pret, né? Goed, kom ons lees Levitikus hoofstuk 23. Kom ons lees die eerste 2 verse. Luister mooi op. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. En dan die volgende is my feeste. En dan lees wat ons gesien daar, die Sabbat, die Paasfees, die Pinksterfees en die Loofhuttefees. En dan lees ons nou oor die Pinksterfees vanaf vers 15. Van die dag na die Sabbatdag af, die dag waarop julle die are as beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel. Die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag, baie detail, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet 2 brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom toe bring. Dit moet van 3 kilogram meel met suurdeeg gebak wees en is 'n gawe aan die Here uit die eerste opbrengs van die oes. Jy wil nie die ander helfte hê nie. Goed, vers 18. Behalwe al die brode moet daar ook 7 jaar oud lamme sonder liggaamsgebrek, 'n jong bul en 2 ramme gebring word. Hulle moet as brandoffers aan die Here gebring word met die graanoffer en die drankoffers wat daarbey behoort. Dis 'n offer wat deur my, die Here, aanvaar word. Julle moet ook 'n bokram as sondeoffer bring en 2 jaar oud lammes as maaltydoffer. Die priester moet die 2 lamme saam met die brode uit die eerste opbrengs van die oes as beweegoffer vir die Here aanbied. Dit is 'n gewyde gawe aan die Here en dit kom die priesters toe. Op hierdie dag moet julle 'n gewyde byeenkoms hou. Niemand mag dan werk nie. Dit moet vir altyd 'n vaste instelling wees waar julle of julle nageslag al ook woon. Wanneer julle lande oes, moet julle nie die wenakkers afoes of die are wat bly lê optel nie. Jy moet dit los vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. So, wat het Romeis te doen met die Heilige Gees, met die 10 gebooie, met die praat van tale, en dit beteken een woord wat die Jode noem Shavuot, né? Levitikus 23 sê dan, die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Nou is die vraag, hoe doen jy dit? Toe ek in Gobabis aangekom het, het ons besluit ons gaan 'n dankfees reël en ons begin karaoke. Wie wat sê hulle toe vir my, dit sal nie op Gobabis werk nie, want die man sing net as hulle gesuip is. Was dit toe so op die karaoke? Glad nie. Hoeveel het opgedaag, kan jy onthou? 50, dat was... Ja, dat was baie mense. En almal het gesing, en ons was die een gesuip. So, jy kan 'n fees vier as dit met jou goed gaan en as jy nigter is, né? Want dit is nog altyd 'n ou probleem, hoe die girl gesê toe die ma sê, geniet die party en gedra jouself, toe sê sy vir haar ma, make up your mind. Of ek kan hom geniet, of ek moet myself gedra, maar ek kan nie al twee doen nie. Nou is die vraag, hoe hou jy 'n party wat toegewyd is aan die Here? Hoe hou 'n mens 'n gewyde fees? En dit is wat ons vanoggend gaan doen. Nou, wat is 'n Pinksterfees? Hoe vier die Jode Shavuot in die Ou Testament en ook tot vandag toe vier hulle Shavuot? En wat beteken dit vir ons hier op Gobabis? Wat moet ons daarmee maak?
Nou, ons het al met mekaar daaroor gepraat, ek gaan jou nou net herinner aan wat dit is. In die heel eerste plek, kan jy hom vir my skuif? Ja, daar is die vraag, hoe hou jy dan nou Shavuot? En dan kom ons by die volgende een. Die heel eerste herdenking van Shavuot is toe die 10 gebooie aan Moses op die Sinaïberg gegee is. Hier lê die klem op die lees en die bestudering van die woord van God. Hoe ons die wet as goddelike voorskrifte moet respekteer, ons moet dit glo en ons moet dit navolg. Die oomblik wanneer mense se godsdienste agteruit gaan is, hulle kom nie meer kerk toe nie, hulle lees nie meer die Bybel nie, hulle ken nie meer die Bybelstories nie. En ons is baie bekommerd, ek gaan nou die vrymoedigheid neem om te sê, ons is bitter bekommerd oor ons kinders. Ons wat sonderskool gee, ek wat belydenisklasse gee, ouens wat godsdiens by die skole gee, sê dat ons kinders ken nie eers meer die normale alledaagse Bybelstories van Noag en die ark en die verlore seun en van Job. Hulle ken dit nie, hulle weet nie waarvan ons praat nie. En dan kom die Here in sy woord en dan sê hy vir Hosea, my volk gaan ten gronde vanweë die gebrek aan kennis. En wat is hierdie kennis? Nuwe vertaling aan toewyding aan God, omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp. En die vinger wys op ons as ouers. Dat ouers verwag dat hulle kinders sal kerk toe gaan en die Here dien, maar ons leer hulle dit nie. Ouers verwag dat kinders 'n gesonde seksuele lewe sal hê, maar ons leer dit nie. Waar moet hulle dit vandaan kry? En dan is dit die hartseer dat Hosea sy hele lewe val in mekaar as 'n simbool van hoe die volk in mekaar geval het. Sy vrou loop weg, sy 3 kinders het die vreeslikste name, Jesreel koningskap is tot niet, die tweede kind sonder ontferming, ek worry nie meer nie, ek is nie meer getraak oor die kind nie, en die derde kind se naam is, julle behoort nie aan my nie, dis nie my, julle is nie meer my kinders nie, julle is nie meer my volk nie. En dit is wat Pinkster doen en fees moet wees, om weer terug te kom. Onthou julle, het ons gepraat van, dat die Heilige Gees word uitgestort, waar mense saamkom, dat dinge weer saamkom, mense moet saamkom na die huis van die Here, en dat die woord en die mens weer moet saamkom, dat ons die woord van God weer sal lees. Toe kom die Here en hy sê vir Esegiel, Esegiel, jy moet die boekrol eet, jy moet die woord eet, en dan skryf Esegiel en Esegiel sê, ek het dit geëet, en het geproe soos heuning, so soet. So, dis waaroor Pinksterfees gaan in die eerste plek, dat mense by mekaar kom, en dat die God se woord in mense by mekaar kom, sodat ons weer God kan leer ken vanuit sy woord. Dan kom ons by die tweede een, en dit is, dat toe het God vir Moses gesê, as ek julle deur die woestyn gevat het, en julle kom in die nuwe land van melk en honing, roomys, né? As julle in die beloofde land kom, dan moet julle 7 weke moet julle dan oes en dan julle laaste gerwe, dan bring julle dit. As jy met vee boer, dan bring jy jou lam en jy bring jou bees as 'n dankoffer vir die Here. En dan word dit as te ware as 'n oesfees uitgepak om saam te geniet. Almal word genooi, selfs daai ouens wat kom kuier en goebabes, wat vreemdelinge is, wat iewers alleen in 'n huis bly en wat niemand ken nie en wat nêrens kom nie. Hierdie ouens, die weduwees en die wese, almal word genooi. Dit is weer 'n saamkom van mense, dat die mense
dan saamkom om te wat? Luister gou mooi. Om die basiese maniere te leer van asseblief, dankie. Dis waaroor Pinksterfees gaan. Om vir die Here te kom vra, asseblief vir reën, asseblief vir oeste, asseblief vir kos en klere en waarvoor ek nodig het, en dankie te kan sê. Om kinders en mekaar weer te herinner en te leer om te sê asseblief en dankie. Dat 'n mens uit 'n dankbare hart kan lewe vir hierdie God wat vir ons alles gee en ook ons redding en verlossing gebring het. En dan kom ons by die derde een, is die Nuwe Testamentiese kant van die Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort het. So wat het gebeur? 120 mense het by mekaar gekom. Nie net die disippels nie. Is nie net 'n kerkraad nie. Maar 120 mense het by mekaar gekom vir die Pinkster. En luister mooi, daar was 'n geweldige stormwind, né? 'n geluid soos 'n geweldige stormwind. As jy gaan lees wat op die Sinaiberg gebeur het met die 10 gebooie, dieselfde. Hulle het iets soos vuur gesien op Sinaiberg, ook hier in die Pinkster. Soos tonge het dit verdeel en op die mense gekom, en die mense is vervul met die Heilige Gees, en hulle begin in verskillende tale praat. Ek hoop jy hoor dit. Alles kom hier by mekaar. Kom ons lees wat staan in Eksodus 19. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan, voor God verskyn. Die hele Sinaiberg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afgekom het. Die hele berg het ook geweldig geskud. Geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Wat het hier gebeur? Hier vertel Moses van die donderslaam en hy het hulle uitgelei uit slawerny in 'n nuwe lewe. En toe word die mense bang. En dan sê Moses, maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig. Ek het nogal 'n bekommernis in my hart dat ons sommer so lompchomp met die Here kan omgaan. En dat die Here sê dit met 'n toegewyde fees wees waar mense weer leer om asseblief en dankie te sê, wat God se riglyne uit sy hand ontvang en gevul word met sy Gees. En daarmee gaan ons nou die Pinksterfees begin. Die Shavuot, die Pinksterfees. Nou wat is die eerste ding wat ons moet doen? Ons kom saam, né? Ons kom saam. Eksodus 19 vers 17 lees ons, toe het Moses hulle die kamp laat uitgaan om voor God te verskyn en hulle het by die voet van die berg gaan staan en hulle dit beleef. Handelinge 2 vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal om een plek by mekaar. Daar kom hulle almal by mekaar by die Sinaiberg en daar kom hulle almal by mekaar by die Pinksterfees. As jy nie daar is nie, gaan dit nie met jou gebeur nie. As jy nie kom nie, as jy nie vra nie, gaan jy nie ontvang nie. Kom ons sit in verwagting. En ek het nou nie 'n ramshoring nie, maar ons gaan dit vir jou speel. En ek wil hê jy moet kom en sê, Here, ek het vanoggend moeite gedoen om hier te wees. Maak my deel van dit wat hier gebeur.
Die tweede ding wat gebeur by so 'n geleentheid is 'n verwagting. As jy kerk toe kom en jy ry al die pad en jy kom hier, is ons net besig om te kyk of alles reg gebeur en wat mense doen, of kom jy met 'n verwagting? Daarom is dit belangrik dat ons sal 'n verwagting hê. Wanneer ons bid, verwag ons dat die Here vir ons genesing sal bring, brood op die tafel sal sit. Het ons 'n verwagting dat sy gees in ons sal inkom. Ons lees daar in Handelinge hoofstuk 1, vers 4 tot 5. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, moenie gaan, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Wag beteken om 'n verwagting te hê. Elke keer as mense kom vir berading, dan is my eerste vraag: wat hoop jy? Wat verwag jy dat as jy hier uitstap, waar wil jy wees? Wat gaan hier gebeur? By elke vergadering, by elke byeenkoms, wat wil ek hê moet hier gebeur? Want as ek geen verwagting het nie, gaan daar niks gebeur nie. Ek wil hê dat jy nou in gebed moet gaan en jou verwagting voor die Here bring. Wat wil jy hê? Wat is jou behoefte? Wat wil jy hê met die Here doen vanoggend vir jou? Wat verwag jy van hom? Kom ons word stil in stil gebed. Amen. In die derde plek is daar 'n voorbereiding. Is jy gereed in jou verwagting? Ontwikkel 'n voorbereiding. As ek kuiergaste verwag, dan begin ek dadelik die potte en die panne uithaal en kos uithaal en sê, hier is kos wat ons moet voorberei. Wanneer ons gaan kerk toe gaan, dan trek ons aan, want ons gaan kerk toe. So daar's 'n voorbereidingsproses wat gebeur. Wanneer die mense na die tabernakel toe kom, wanneer die priester voor God moet verskyn, is daar twee goed wat gebeur. Die offeraltaar en die waskom. Die offeraltaar is om jou siel en jou gees skoon te maak voor die Here, om 'n offer, om jouself in die Nuwe Testament, om jouself te gee vir God. En daarbey saam om af te was, dit was nie pas nie. Dit wat vir my in die pad kom staan, dit wat vuil en lelik is, word afgewas. Ons lees dan ook in Eksodus 20, maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. My skoonma het 'n uitdrukking. Jy trek aan wat jy van jou gasheer dink. Jy gedra jou soos dit wat jy die respek het vir jou gasheer. Wie is ons gasheer? Die Here God self. Is dit wat ons van hom dink? Handelinge 2 vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, toe hulle sien toe die Heilige Gees uitgestort word en die mense in tale praat, het die mense aan die buitekant gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle,
bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Ek het nou gister 2 troues gehad en ek het beleef die rondgeskarrel en ek dink weer aan Openbaring wat sê dat dis 'n verskriklike gedoente om 'n troue daar te kry. Maar is ons net so besig om ons voor te berei as die bruid wat die bruidegom moet ontmoet. Ons lees in Openbaring 7, een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. En dis wat ons nou moet gaan doen. Wit was in die bloed van die lam. Ons gaan nou staan en ons gaan 'n baie besonderse Halleluja lied sing, witter as sneeu. En ons sing dit as 'n gebed waar die Here vir ons moet skoon was in sy bloed. En dan wil ek hê moet jy bly staan by die aanhoor van die 10 gebooie wat God gegee het op die Sinaï. As jy staan probleem het, kan jy weer gaan sit, maar kom ons kyk of ons kan bly staan. Kom ons staan. Die Here God het by die Sinaï berg vir Moses die 10 gebooie gegee terwyl almal daar buite gestaan het. Daarna sou die 2 kliptafels in die ark in die allerheiligste geplaas word. Eenmal in die jare die hoëpriester dan nadat hy die bloed geoffer het en sy totaal gewas het en wit aangetrek het,
sou hy dan in die heiligdom ingaan om die bloed van die lam op die ark te besprinkel. En dan is weer die 10 gebooie voorgelees, want dit is die riglyne wat die Here God self vir sy mense gee. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of 'n enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. So sê die Here, onse God. Kom ons sing. Leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer, diep bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand teen U wil, U word Heer. Ons weet soveel keer sal wil ons nie deur U laat leer. Skepelate lewe gees, laat ons U gehoorsaam wees. In die 5de plek is die Sabbatte fees van die weke. Ons lees daar in Levitikus 23 vanaf vers 9,
Die Here het verder vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer julle in die land kom wat ek aan julle gee, en julle samel die graanoes in, moet elkeen die eerste ryp are van sy oes na die priester toe neem. Hy moet die are as beweegoffer vir my, die Here aanbied, sodat julle vir my aanneemlik sal wees. Wanneer julle die are as beweegoffer aanbied, moet julle ook 'n jaar oud lam sonder liggaamsgebrek as brandoffer aan die Here bring. Dis 'n manier waarop 'n mens kom dankie sê. En as deel daarvan gaan ons nou ons dankoffer opneem op hierdie stadium. Kom ons neem ons dankoffer op. Julle kan maar julle plekke neem. As jy na die ark gaan kyk, dan sal jy sien dat binne in die ark was die eerste die 10 gebooie. Daarna 'n bordjie manna, wat 'n toonbeeld is dat God voorsien en dat die Here vir ons gee, dis hoekom ons kan gee. By geleentheid was dit Abraham se beurt om sy offer te bring in ons taal vir die bazaar of vir die 10de van die maand of wat ook al. En dan sê die Here vir Abraham, ek wil hê jy met jou seun offer vir my. Dis nogal 'n ding. En hy het gegaan en sy seun saamgevat en hy het 'n altaar gebou. En toe die seun vra, maar pa, waar is die offerlam? Het Abraham geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. God gee, sodat jy kan gee. Ek wil hê jy moet net so sit, en dan sing ons saam, elke gedagte en elke woord. Gee dit as offer. Elke gedagte en elke woord, met elke asem word
waar ek gaan, elke tree wat ek gee, my hele mens wees, wil U lief hê en eer. Ek wil U volg, solank ek leef, my redder en steun. Hier is my lewe, ek gee oor aan U. Hier is my lewe, ek gee oor aan U. In die Nuwe Testament kom die Here Jesus as lam geoffer. Dan lees ons daar, kyk net gou daar, dat ons dit vir julle gee, in Openbaring 13 vers 8, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is. En dan lees ons in Romeine 12 vers 1 en nou, terwyl ons nog hier op die aarde is in die Nuwe Testament, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as 'n lewende, heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dis waaroor godsdiens en 'n fees gaan. Ons gaan nog 'n lied sing, maar ons kan hom nie sittende sing nie. Kom ons staan vir I Surrender All. Dan kan ons weer ons plekke neem. All to Jesus I surrender, all to You I freely give. I will ever love and trust You, in Your presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Now I feel Your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. I surrender
En toe word die Heilige Gees uitgestort. Ons lees dit dan ook daar, dis die 6ste beweging, kan 'n mens maar sê, en ons lees dit in Handelinge, hoofstuk 2, almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Verder lees ons in Handelinge 8, die apostels, Petrus en Johannes, het hande opgelê op die Samaritane, van wie hulle glad nie gehou het nie, wat reeds gedoop was, waarna hulle die Heilige Gees ontvang het. En dan lees ons in Handelinge 9, Ananias lê sy hande op Saulus, wat later Paulus genoem is, sodat hy met die Heilige Gees vervul kan word en weer kan sien. Nou kry jy die geleentheid om weer in stil gebed te gaan en te vra vir die vervulling van die Heilige Gees, en daarna gaan ons 'n lied sing so terwyl ons sit. Maar kom ons bid nou eers en vra jy op jou eie, met verwagting, met angstigheid, Here, lê ook u hande op my, sodat ek totaal vervul met u Gees kan wees. What about talking? I'm worried. Kom ons sing bidend verder, die Here salf ons met sy Gees. Die Here salf ons met sy Gees, tot in sy heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Die Gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hom en met mekaar in liefde kan verdeel. Die Heilige Gees gee uit die skaar, die Christus sal verniet. Sy liefde, blydskap, vrede, guns, kom hy aan ons voorsien. Wie hom laat lei deur God se Gees, leer iets van Christen wees. Hy leer ons bid, getuig en dien, en lief is sonder vrees.
Daar was in die ark 'n derde simbool en dit was die staf van Aaron. Kom ons lees Matteus 16 vers 15, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simson, Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie die mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, die autoriteit van die kerk. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder lees ons in Matteus 28, as die oproep dan kom vir die kerk in sy autoriteit. En wie is die kerk? Ek en jy, almal wat hier sit. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoekom? Want is ons verantwoordelikheid. Dit het ons verlede Sondag het ons dit gelees uit Rut 3. Hier kom 'n skoonma, Rut se skoonma Naomi, het vir haar gesê, my dogter, dis my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. En sy het dit so goed gedoen, dat Rut uitgeroep het, jou God is my God, waar jy gaan, gaan ek. En dan lees ons in Esegiel, die waarskuwing wat uitgaan vir ons as kerkmense. As jy met hulle praat, sê die Here, sal hulle tot redding kom. As jy met Gobabese mense gaan praat, gaan hulle tot redding kom. Maar as jy nie gaan nie, soos Jona, wat ander wie het, ek is te besig, ek het nie daai persoonlikheid nie, dis nie ek nie. As jy dit nie doen nie, sal Gobabes verlore gaan, en hy gaan die bloed, hulle bloed, van hierdie kerk, saamde eis. En dis die opdrag van die Gees. Kom ons staan vir ons slotlied. Gaan dan heen. En mag ons nie ongehoorsaam wees nie. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my love, gaan lief my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my love, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek
Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, die Enig, sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef in liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is rondom jou as jy onder leiding van sy Gees die liefde en die woord van God gaan uitdra aan Gobabis. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. My kind, onthou, ek is altyd daar. Baie dankie, mag jy 'n mooi dag hê en onthou, ons sien mekaar elke aand 6:00 by die Pinkster. Baie dankie, kom ons gaan drink tee. Ja.